Die diagram hieronder verteenwoordig 'n vereenvoudigde weergawe van 'n wisselstroomgenerator. Ons sien permanente magnete, maar die pole is nie vir ons aangedui nie. Die stroom vloei vanaf X na Y in die spoel. Die rotasie wat ons hier het is kloksgewys. Dan sien ons sleepringe, met ander woorde, hierdie gaan 'n wisselstroom generator wees, want daar's 'n weerstand R, en hier het ons borsels wat dikwels van koolstof gemaak word. Wat is die polariteit van A? Kies uit noord of suid. Hierdie is 'n generator, so ons gebruik die regterhandreël. Ons gaan spesifiek fokus op die deel van die spoel naaste aan A. Die spoel beweeg kloksgewys. Met ander woorde, hierdie deel naaste aan A gaan opwaarts beweeg. Jou duim moet met ander woorde opwaarts wys. Tweedens, die rigting van die stroom is van X na Y. Jou middelvinger moet met ander woorde in die skerm inwys. Nou waantoe wys jou wysvinger? Van links na regs. So hierdie gaan noord wees en daardie gaan suid wees. So die korrekte antwoord, die polariteit van A is noord. Noem een manier waarop die geïndiseerde EMK van hierdie generator verhoog kan word. Wel, jy kan die rotasiespoed verhoog, jy kan die aantal windings in die spoel vermeerder. Derde opsie, vermeerder die sterkte van die magneet. En laastens, vermeerder die oppervlakte van die windings in die spoel. Dit is 'n grafiek van geïndiseerde stroom teenoor tyd vir een volledige rotasie van die spoel vanaf die horisontale posisie soos in die diagram getoon. Kyk gerus na die 2017 video oor die vraag van elektrodinamika vir meer detail oor hoe 'n mens hierdie tipe vraag moet beantwoord. Nou in hierdie geval weet ons geïndiseerde stroom en geïndiseerde EMK volg 'n sinusgolf. Die spoel in hierdie geval is egter in die horisontale posisie. So die normaal van die spoel gaan loodreg wees met die magneetveld. So die hoek waarmee ons begin in hierdie geval is 90 grade. By tyd 0 is die hoek 90 grade. En die sin van 90 grade is 1. Met ander woorde, by tyd 0 het ons 'n maksimumwaarde vir ons geïndiseerde stroom. En so gaan ons dan 'n volledige sinusgolf teken wat begin by sy maksimum, draai by 'n negatiewe waarde, want ons het sleepringe, hierdie is 'n wisselstroomgenerator, en dit gaan weer eindig by die maksimumwaarde om 'n volledige rotasie voor te stel. Wisselstroomgenerator produseer 'n maksimum uitsetspanning van 340 volt. Die piekspanning is dus 340 volt. 'n 1200 watt elektriese ketel werk optimaal wanneer dit aan hierdie generator gekoppel word. Hierdie elektriese ketel sal dus 1200 joule elektriese energie omskakel na hitte-energie elke sekonde. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraat stroom. Die wortelgemiddelde kwadraat stroom is die wisselstroom wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as 'n ekwivalente gelykstroom. Bereken die wortelgemiddelde kwadraat stroom wat deur die ketel beweeg. Nou, ons het die maksimum uitsetspanning. Ons kan die wortelgemiddelde kwadraat spanning gaan bereken.
Ons het die drywing van die ketel, so ons sal dus die wortelgemiddelde kwadraatstroom kan bereken as ons dan die gemiddelde drywing deel deur die wortelgemiddelde kwadraatspanning. So, kom ons begin met hierdie vergelyking. So, die wortelgemiddelde kwadraatspanning is gelyk aan ons maksimum uitsetspanning. So dis daai V max gedeel deur wortel 2. En dit is gelyk aan 340 gedeel deur die vierkantswortel van 2 en dit gee vir ons 240,416 volt. Ons het P gemiddeld, dis 1200. Ons het V WGK, dis daai 240,416 wat ons net bereken het. Ons kan met ander woorde die I WGK bereken en die wortelgemiddelde kwadraatstroom I WGK is gelyk aan die gemiddelde drywing van die elektriese ketel gedeel deur V WGK. Dit is met ander woorde 1200 gedeel deur 240,416 en dit gee vir ons 4,99 ampere. Laaste vraag. Bereken die weerstand van die ketel. Ons soek die weerstand van die ketel. Ons het die gemiddelde drywing. Dit is daai 1200 en ons het die wortelgemiddelde kwadraatspanning reeds uitgewerk. So ons kan daai formule herskryf. Dit is die wortelgemiddelde kwadraatspanning gekwadreer gedeel deur die gemiddelde drywing. So dit beteken dit is 240,416 gekwadreer gedeel deur 1200 en dit gee vir ons 48,17 ohm.